Hi julle, wat ek het geëet toe maak, ek dink, nou, sal dalk julle het nou sien. Okay, so ek sien, Isaac Du Plessis het 'n video gemaak oor die gereformeerde kerk, Nelspruit, wat 'n tugbrief aan een van die lidmate gestuur het. Nou, ek gaan vir julle, maar gou mooi verduidelik hoe dit werk. As 'n kerk sien dat een van hulle lidmate van die pad afraak, soos byvoorbeeld een van die goed is dat 'n lidmaat se maar nie genoeg kerk toe gaan of so nie. Dan gaan hulle 'n kerklike tug inneem en ek wil graag vir julle verduidelik hoekom, want kom ek wys dit gou vir julle hoekom hierdie. Right. Um die kerklike tug, waarom ons dit toepas en waar dit nie werk nie. Nou, hierdie het ek nog gekry by die Vrye Gereformeerde Kerk. En julle moet asseblief onthou dat die kerk is 'n entiteit wat kyk na God se kudde. Jy weet, na na die skape. Ons word na gekyk deur die kerk. En dit is vir my absoluut hartseer wat nou hier gebeur en hoe die gereformeerde kerk, omdat hulle werk doen, so afgekraak word en so uitgelag word. En dis vir my hartseer. Ek meen, kom ek sê gou vir julle hoekom, né? Ek is lid van die gereformeerde kerk. En om hierdie goed te sien, breek my. Dit absoluut breek my. Ek gaan dalk nie elke dag, elke Sondag kerk toe nie en weet jy hoe skuldig voel, maak dit my voel. Want weet jy hoekom? Want die Heilige Gees werk binne my hart en gaan nou sê vir my, gaan kerk toe, gaan kerk toe. Dis die Heilige Gees wat mense kerk toe stuur. Maar die gereformeerde kerk is bekommerd oor hulle mense, as hulle mense nie meer begin kerk toe gaan nie, of daar word sonde gepleeg en goed. En kom ek sê vir julle hoekom. Maar ek gaan nou vir julle net hierdie gedeeltetjie lees. Ek wil hê, as julle hierdie hele ding wil lees, dan moet julle maar self pause en gaan kyk wat hier aangaan. Maar die kerklike tug het as doel die redding van die sondaar. Alright? Soos ons in 1 Korintiërs 5 vers 5 lees, om iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered word in die dag van die Here Jesus. Jesus is teenwoordig in ons midde. So die gereformeerde kerk probeer net kyk dat hulle mense kerk toe gaan en seker maak dat haar kerk toe gegaan word, nie oor 'n tiende nie. Julle het dit absoluut verkeerd oor 'n tiende. Ek meen, ek kan nie eers 'n tiende betaal. Ek is werkloos. Ek het nie eers geld om geld vir die kerk regtig te gee nie, maar ek gee waar ek kan. Weet, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor geloof. Maar dit maak my bitter hartseer om te sien hierdie video wat Isaac Du Plessis gemaak het en so lekker lag daaroor. Dit breek my hart. Dit breek my hart absoluut. Maar ja, ek kom nou net van die optog af, um waar ons gestap het, van die ou Padco-bus depot na die Unie geboue, en ek het nou in hierdie ding ingetree en wow, ek weet nie, dit breek my hart om te sien hoe mense lag vir dit. Kom ek wys dit gou vir julle hier ook. Jy weet, mense lag vir dit. Ek meen, die kerk doen nog hulle medepligtigheid. Al doen hulle medepligtigheid, maar dan kry jy nou hierdie ding nou van nou, lag ek nou lekker. Nee?
Dis nie iets om oor te lag nie. Dis rarig nie iets om oor te lag. Weet, ek is nie 'n verteenwoordiger van die gereformeerde kerk nie, maar ek sê nog steeds ek is bly om te sien die kerk doen hulle werk. Daar's van die kerke wat nie hulle werk meer doen nie. Die kerke het absoluut te sag geword en ja, die groot apostasie, die groot wegval is besig om plaas te vind. Dis nie net oor kerke dit is en kerke dit doen dat daar 'n groot wegval plaasvind nie. Nee, dit word in die Bybel gesê dat mense gaan verval in hulle geloof. Hulle geloof gaan koud word. Maar kom ek speel gou vir julle hierdie weer want ek vind dit siek. Ek vind dit sieklik. Die gereformeerde kerk op Nelspruit het onlangs 'n aanmaningsbrief aan 'n lidmaat gerig wat volgens hulle nie meer so gereeld kerk bywoon nie. En ek gaan nou vir julle die brief wys. Ek het dit so uur gelede op Facebook gesit. Daar's reeds 312 comments daarop. Maar kom ek wys vir julle die brief. Daar is die brief. Ek maak ons 'n bietjie groter. Dan kan jy dalk lees as jy op die skerm wil kyk. Maar die brief begin dan: beste broeder Peer van Vuren en gesin, en net so terloops, die brief is self deur hierdie lidmaat op Facebook geplaas. So dis nie iets wat ek eers vertroulik gaan haal het. Nie, en dan nou bekend maak nie, dit is iets wat hulle self op Facebook geplaas het. Nou lei die brief: beste broeder, in sake vermaning met betrekking tot betrokkenheid by die gereformeerde kerk Nelspruit. Die ouderling van Wyk 7 rapporteer nou al 'n geruime tyd dat u onverskillig is in die bywoning van eredienste en in u betrokkenheid by die kerk. Met hierdie skrywe wil ons u as medegelowige in ons Here Jesus Christus herinner aan die beloftes wat hy self gemaak het met belydenis aflegging. En dan haal hulle dit aan: beloof u terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en van die sakramente ywerig op te soek, om u gawes gewillige met vreugde tot nut en saligheid van ander lidmate en tot die uitbou van die koninkryk van God te gebruik. Beloof u verder om aan die Christelike vermaning en tug te onderwerp as u in leer of lewe sou oortree. Hierop het u ja geantwoord. Dit is ons bede dat u spoedig sal terugkeer na die gemeenskap van gelowiges en ywerig betrokke sal wees in die kerk. Indien u egter volhard in u onverskilligheid jeens u eie beloftes, sal die kerkraad geen ander keuse hê as om gevolg te gee aan die tugprosedure nie. Broederlike groete, skryf ouderling JPMJ van Wyk die Skriba van hierdie gemeente. Nou is ek in 2, 3, 4, 5 geskeer oor hierdie brief aan die lidmaat. Nou sal jy sien, as jy gaan kyk na die kommentaar hierop, dan kry jy nou ook verskillende kommentare. Verregaande, skryf Kobie Gagiano. Ek verstaan 100% hoekom lidmate kerkloos raak en hierdie tipe skrywe bedra beslis daartoe by, skryf Amanda Burger. Hy is of 'n ouderling of hy het opgehou om sy tiendes te gee, laat weet Jolandi de Tooy.
Kom kerk toe, trek mooi aan, bring geld saam, skryf Marius Nel Henshaw. Amanda Reyneke sê ek sal 'n brief terugstuur om te sê dat die predikant vergeet het om my kaartjie hemel toe saam te stuur. En Sampie Stoffberg wil weet, mis hulle die lidmaat of mis hulle sy finansiële? Julle, ek wil net vir die mense sê wat so lekker spot. Ek het net een ding vir julle om te sê wat so lekker spot. Julle gaan eendag verantwoording doen voor die Here. Wanneer julle hierdie aarde, wanneer julle laaste asem op hierdie aarde uitplaas, gaan julle verantwoording doen. Ons almal gaan verantwoording doen. Maar julle dink dit is net alles moet net, jy weet, niks mag vermaan word nie. Mens mag nie eers meself mee uitspreek as iemand op die verkeerde pad is nie. Dis 'n absolute skande. Ons almal gaan voor God staan en ons gaan moet verduidelik hoekom ons sulke goeters kwyt geraak het op sosiale media. Julle bydra. Tilla Steenkamp sê dis hoekom kerke leegloop. Jaco Venter sê wat die valse predikers nie van preek in hulle ou kerkie nie, is dat ek en jy is die kerk, nie hulle nie. Gooi weg daai briefie en onthou een ding, kerk is waar jy en ons vaders besig is. Dan skryf Anton de Pre, ek is nie 'n dopper nie, maar ek is bly om te sien dat iemand nog geloof ernstig opvat. Almal hou van 'n geordende samelewing waar goed reg werk. Volgens my vorm die kerk die basis van so 'n samelewing, en wanneer daai basis voete van klei het, sal als boontoe, hoe wonderlik ook al, mettertyd wankel. Nee, oom my aarde, laat weet Cecilia O'Connell Berens, totaal verouderd, fire jou nou behoorlik met 'n brief in die hand. Sjoe, nee. En dan baie ander wat sê hulle mis seker sy 10de. Hulle begroting klop nie. Nonsens. Nonsens. Die kerk het wel geld nodig, maar dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor geloof. En niemand op Isak Du Plessis se blad vat geloof baie ernstig op nie. Lizzie Botha wat skryf, kyk, daai is nou erg, niemand sal my dwing om kerk toe te gaan, maak die saak waar ek lidmaatskap sou hê, dis hoekom die Here nie meer in mense en in die kerk is nie, want alles word voorgeskryf in die kerke, ook tot die titel van die preke, word maande vooruit bespreek. Nee, my lewende God werk nie so nie, en dis waar ook die Heilige Gees. Jy weet nie hoe die Here werk nie. Jy weet nie hoe die Here werk nie. Dan kan jy sulke goed sê, nee, my lewende God weet nie hoe dit werk nie. So ek en jy dien twee verskillende gode dan. Jou afgod gaan niemand tug nie. Maar my God, my lewende God, tug mense as hulle van die pad af is. Nie kan beweeg nie, hulle kan dan beslis hulle kerk hou. Arno Leroux laat weet, mense gaan winkel toe of flieks toe of kerk toe wanneer daar iets is om voor terug te gaan. Hulle wil waarde vir hulle tyd of geld hê. So doen iets om waarde te heg. Ander kerke is propvol en loop oor van die geld. Die ou nasionalistiese geloofsresep het sy currency vir. Kom ek sê vir julle, wat se kerke loop oor van die geld? Definitief nie die gereformeerde kerk nie. Is al hierdie
hipercharismatiese kerke wat oorloop van geld. Mense vlieg na hulle toe. En kom ek sê vir julle hoekom? Want die charismatiese kerke, die charismatiese beweging van vandag, doen nie meer saam doktrin nie. Hulle doen nie meer suiwer prediking nie. Nou wil julle 'n kerk verneder oor hulle 'n tugbrief geskryf het vir een van hulle lidmate. 'n Kerk wat nie eers baie geld verdien nie. Julle samelewing is am siek, hoor. Verloor. Bewys my verkeerd. En so is daar baie menings oor hierdie kerklosse lidmaat van ons hier op Nelspruit. En miskien moet ons daaroor gesels. Ek wil gou kyk wat is Thys se interpretasie waarvan Thys Solomon wat sê Sondag is visvangdag, hier sê maak vissers. Lyk dit vir julle asof ek lag? Hierdie is 'n ernstige saak. As jou saak nie met die Here reg is nie, gaan jy so lag. Dis vir my 'n bitter ernstige saak. Julle verstaan nie hoe nie. Dis nie vir my lekker om te sien hoe mense ons kerk as 'n swakkeling uitmaak, net omdat hulle die tug kan doen op lede wat nie wil gehoorsaam wees aan die woord van God nie. Ek het genoeg van hierdie video gesien. Ek skaam my. Stem maar vir die DA. Hulle gaan die ondergang van Suid-Afrika ook beteken. Julle hou mos van julle woke goeters. Julle is mos ligsinnig. Julle het my diep bedroef. En julle bedroef nie net vir my nie. Julle bedroef die Here ook. Ek dink ek het genoeg gesê.